Kom ons spring sommer dadelik weg vandag met 'n Pilates oefening wat almal seker ken. Die enkelbeen voetwerk op die reformer. Jy weet, daardie een. Jy lê op jou rug, een been in die lug en jy stoot die ander een uit. Ja, dit lyk soos die mees basiese opwarming. Presies, iets wat jy doen terwyl jy nog half aan jou inkopieslys dink. Ja. Maar ons het afgekom op 'n vreeslik insigtige onderhoud met die Pilates-instrukteur Caroline Berger de Femini. En sy sê, wag hiervoor, sy sê daar's 'n diep geheim in daai beweging versteek. Interessant. Sy hou vol, hierdie sogenaamde maklike oefening is eintlik 'n soort leenverklikker vir jou hele liggaam. Ek hou van daardie idee. 'n Leenverklikker. So ons missie vandag is om uit te vind hoekom. Ons gaan hierdie beweging laag vir laag oopsny om te verstaan waarom sy dit 'n skool vir die bekken noem. 'n Skool vir die bekken. Ja, ons kyk verby net die spiere, ons kyk na die sneuwestelsel, na ware stabiliteit en hoe hierdie een beweging die hele storie vertel van hoe jy elke dag beweeg. En dis presies die kern van die saak, né? Die oomblik as ons iets eenvoudig of opwarming noem, dan hou ons op om aandag te gee. Ja, dit word net 'n gebaar. Presies. Maar wat die Femini so duidelik maak, is dat op 'n bewegende oppervlak soos hierdie reformer is daar niks gering aan eensydige werk nie. Dit is doelbewus. Dis 'n opsetlike toets. Dit stroop die liggaam van al sy gewone wegkruipplekke en dit dwing hom om sy ware, dieper stabiliteitsstrategieë te wys. Goed, so kom ons pak daai leenverklakker idee 'n bietjie verder uit. Die onderhoud sê dat om net een been te gebruik dinge wys wat tweesydige of bilaterale werk kan wegsteek. Wat presies word hier ontbloot? Waarna soek ons? Wel, dink daaraan so, wanneer jy met albei bene werk, is jou liggaam ongelooflik slim om te kil. Reg. Dit kan kompenseer. As jou regterkant dalk 'n bietjie swakker is, sal jou linkerkant net, jy weet, stilletjies oorneem, bietjie harder werk. En jy sal dit nie eers agterkom nie. Glad nie. Jy voltooi die beweging en dink alles is reg, maar die wanbalans is steeds daar, net weggesteek. So die kompenseer opsies raak op. Die liggaam kan nie meer kil nie. Daar sy. Dis die perfekte manier om dit te stel. Die oomblik as jy een been in die lug oplig, het die bekken geen dubbele ondersteuning meer nie. Dit word skielik in 'n posisie van uiterste verantwoordelikheid geplaas. Dit moet rotsvas bly terwyl 'n swaar been beweeg. En dit alles op 'n oppervlak wat onder jou rol. Dis 'n resep vir die waarheid. Absoluut. Dit wys onmiddellik die kwaliteit van jou diepste beheer, jou vermoë om jou bekken gelyk te hou, die belyning van jou heup, knie, enkel. Dit wys selfs hoe goed jou senuweestelsel beweging beplan en beheer. So dis 'n oefening wat fynheid beloon, nie brute krag nie. Glad nie. Kulkuns werk nie hier nie. Nou, die onderhoud praat van stabiliteit in twee vlakke, sagittaal en frontaal. Vir die meeste mense, en ek steek my hand op hier, beteken stabiliteit maar een ding. Laat my raai. Span jou core. Span jou core, trek jou maagspiere so styf as moontlik in. Maar dit klink of dit baie meer genuanceerd is. Dit is. En dit is waarskynlik een van die grootste wanpersepsies oor liggaamsbeheer. Wat hier so fascinerend is die idee dat stabiliteit nie 'n rigiede, eenvormige sametrekking is nie. Okay. Dis 'n dinamiese, intelligente organisasie wat van oomblik tot oomblik gebeur. 'n Akrobaat op 'n koord. Presies. 'n Fort is rigiede. 'n Akrobaat is lewendig en aanpasbaar. Kom ons gebruik 'n ander beeld. Dink aan jou bekken soos 'n bak water. Goed. Die eerste vlak, die sagittale vlak, gaan daaroor om te keer dat die water vorentoe of agterentoe spoel. So die vooroor en agteroor kanteling. Juis. 'n Baie algemene fout, veral wanneer mense die wa uitstoot, is dat die bekken vorentoe kantel en die laarrug oormatig hol. Die water spoel vooruit. En ek neem aan om net jou maagspiere dan stywer te trek is nie altyd die antwoord nie. Nie altyd nie. 'n Baie interessante wenk wat Caroline de Femini gee, is om jou aandag weg te vat van jou rug en eerder te fokus op waar jou ribbekas is. Die ribbekas. Ja, as jy jou ribbe sag kan hou, help dit dikwels om daai oormatige holrug outomaties te beheer. Sy beklemtoon ook dat die terugkeer van die wa, daai beheerste remaksie, selfs belangriker is. Dis waar die ware beheer lê. Jep. Goed, so dis die voor- en agterbeweging. Wat van daai ander een, die frontale vlak?
Die frontale vlak. Dis waar die ware speerwerk inkom. Dis selfs meer verklarend. Hoekom? In ons bakwater-analogie is dit die vermoë om te keer dat die water sywaarts uitspoel. Dit gaan daaroor om die bekken gelyk te hou soos 'n tafelblad, sonder dat die heup aan die kant van die geligte been afsak. OK, ek verstaan. En hierdie spesifieke beheer is direk gekoppel aan die meganika van hoe ons loop. Elke keer as jy 'n tree gee, is jy vir 'n oomblik op een been. En jou bekken moet in daai frontale vlak stabiliseer. Net daar. So, as iemand se heup val wanneer hulle loop, daai klassieke oordrewe model loop wat mens soms sien. Is dit 'n teken dat hierdie soort stabiliteit dalk ontbreek? Presies. Dit maak elegant lyk, maar biomeganies is dit dikwels 'n teken van onstabiliteit. Oor duisende tree per dag kan daardie klein val lei tot spanning in die laarrug, die SI-gewrig, selfs heuppyn. Hierdie oefening sit daai meganisme onder 'n vergrootglas. Goed, dit maak sin. Maar nou wonder ek, is dit nie maar net 'n kwessie van jou korspan nie? Waarom hierdie intense fokus op die heup? Dit voel vir my daar is twee spesifieke spiere wat in die onderhoud as die wagte van die bekken beskryf word. Die gluteus medius en minimus. Daardie twee. Hoekom is hulle so belangrik? Dis 'n uitstekende vraag, want dit gaan teen die algemene alles is die core-narratief. Jou diep maagspiere is natuurlik belangrik, maar in hierdie frontale vlak is hulle nie die primêre spelers nie. Hulle is nie die helde hier nie. Nee, hier is daar die twee spiere, die gluteus medius en minimus, die absolute helde. Hulle is die spesialiswagte aan die kant van die bekken. Die gluteus medius, die middelste bilspier, is die hoofwag. Reg? Sy belangrikste funksie hier is nie soseer om die been sywaarts uit te lig nie, maar om te verhoed dat die teenoorgestelde heup val. Dit anker die bekken horisontaal. So dit werk isometries. Dit hou net dinge stil, eerder as om 'n groot beweging te maak. Juis, dis 'n baie fyner, meer gekonsentreerde werk. En dan, dieper onder hom, lê die gluteus minimus, die kleinste bilspier. Die wag se assistent. Ag ja, die fyninsteller. Hy help om die kop van die duibeen perfek in die heupgewrig te sentreer. Maar sy superkrag is sy rol in propriosepsie. Daar sê propriosepsie. Dis een van daardie woorde wat baie rondgegooi word. In die onderhoud noem sy hierdie oefening 'n neurosensoriese opleiding, nie net kragoefening nie. Wat beteken dit in gewone praktiese terme? Propriosepsie is jou liggaam se 6ste sintuig. Dis die merkwaardige onbewustelike vermoë om te weet waar jou liggaamsdele is sonder om te kyk. Goed. Dit maak staat op miljoene klein sensors in jou spiere en gewrigte. En die bewegende wa van die reformer versterk hierdie opleiding eksponensieel. Dit skep 'n omgewing waar jou senuweestelsel nie net kan reageer op 'n fout nadat dit gebeur het nie. Dit word terugvoer genoem. So dis is om te wag tot jou koffiebeker omval voor jy dit probeer vang. Ten daai tyd is dit te laat. Presies. Wat jy wil hê en wat hierdie oefening oplei, is vooruitvoer. Jou brein moet die onstabiliteit van die wa antisipeer en jou stabiliseerders reeds aktiveer voor die bekken begin kantel. Die reformer se wa is soos daai wankelerige tafel in die koffiewinkel. Ja, dit leer jou brein om vooruit te plan. Jy leer dus letterlik jou senuweestelsel op om vinniger en meer intelligent te wees. So jy word meer bewus van hy kleinste kanteling en jy leer om dit vinniger en met baie minder inspanning reg te stel. Dis nie brute krag nie, dis slimkrag. Slimkrag, dis die perfekte beskrywing. Jy bou 'n meer gesofistikeerde kommunikasielyn tussen jou brein en jou spiere. Goed, ek's oortuig van die teorie. Maar as ek nou op daardie masjien lê, wat presies moet ek voel en doen om seker te maak ek is in die skool vir die bekken en nie net besig om my been doelloos uit te stoot nie? Die opstelling is alles. Die A en die O. En die feminine is baie spesifiek hieroor. Eerstens, die vere. Gewoonlik 2 of 3. OK. En dit klink teen-intuïtief, maar te lig is dikwels moeiliker. Regtig? Ja, as die vere te lig is, verloor jy beheer en voel jy asof jy sweef. Te swaar en jy begin met jou rug kompenseer. Jy soek 'n weerstand wat jou ondersteun, maar jou ook uitdaag. En die voetposisie, is dit belangrik? Krities. Die bal van die werkende voet is op die stang, direk in lyn met daardie kans sitbeen. Daai klein detail help om die hele been in beleining te plaas. En die ander been,
in 'n tafelbladposisie. En daai been moet doodstil bly. As dit rondwip, trek dit die bekken saam met hom. En dan die beweging self. Wat is die fokus? Die beweging begin met 'n inaseming om weg te stoot. Maar hier is die geheim. Die deel wat die meeste mense mis, die kwaliteit van die terugkeer. Die terugkeer is die belangrikste. Jap. Jy asem uit om die terugkeer beheers te rem. 'n Vinnige, onbeheerste terugkeer wys dat daai slim krag, die neuromuskulêre beheer, nog nie ten volle geïntegreer is nie. Jy veg teen die vere om terug te kom. Dis waar die diep stabilisators werk. So na alles wat ons nou bespreek het, voel dit vir my die grootste fout wat 'n mens kan maak, is om hoegenaamd hieraan te dink as 'n beenoefening. Presies. Die been is amper net die instrument wat die storie van die bekken forceer om uit te kom. Dis perfek gestel. Die been is die vraag, die bekken is die antwoord. Die been se beweging vra die vraag, kan jy stabiel bly? En die bekken se stilte, of gebrek daaraan, gee die antwoord. Ja. So wat beteken dit alles dan vir die persoon wat luister? Hoe is hierdie spesifieke gedetailleerde oefening relevant as jy nie 'n Pilates-instrukteur is nie, maar net iemand wat beter wil beweeg? Dit het 'n geweldige funksionele en voorkomende waarde. De Femini beskryf die bekken pragtig as 'n kruispad vir kragte. 'n Kruispad? Ja, 'n kruispad vir kragte dat tussen jou bene en jou bolyf beweeg. Dink daaraan. Elke keer as jy 'n tree gee, word krag vanaf die grond, deur jou been, deur die bekken, op na jou ruggraat oorgedra. As daardie kruispad wankelerig is, word die krag vermors. Of erger, dit veroorsaak spanning in jou lae rug, jou SI-gewrigte, selfs jou knieë. So hierdie oefening is nie net om spiere sterk te maak nie, dis om daardie kruispad te leer hoe om krag skoon en doeltreffend oor te dra. Juis. Dit leer die liggaam om krag oor te dra sonder energielekke. En dit is presies wat gebeur elke keer as jy loop, trappe klim of 'n golfswaai doen. Die voordele is tasbaar in jou alledaagse lewe. Soos wat? 'n Meer stabiele, veilige gang as jy stap. Beter belyende knieë wat die spanning van jou gewrigte afhaal en uiteindelik 'n liggaam wat, soos sy dit so mooi stel, deur intelligensie, nie spanning nie, bymekaar gehou word. Goed, om dan alles bymekaar te bring, die groot insig hier is dat die enkelbeen-voetwerk 'n meesterlike vermomming dra. Dit lyk soos 'n eenvoudige beenoefening, maar dit is eintlik 'n diepgaande skool vir jou bekken. En die gevolgtrekking uit die onderhoud is so treffend. Wanneer die bekken stabiel word, word die beweging vry. En dit los ons met 'n belangrike vraag vir jou om oor na te dink. Die bron noem die reformer 'n neurologiese spieël. Dit oordeel nie, dit weerkaats net die waarheid. Presies, so die volgende keer as jy enige enkelbeenbeweging doen, selfs iets so alledaags as om op een been te staan om 'n skoen aan te trek, vra jouself af, wat vertel jou eie neurologiese spieël vir jou? Wat voel jy? Ja. Kan jy die verskil voel tussen om jouself met brute spanning en vasgeklemde spiere vas te trek en om met intelligente, genuanceerde beheer te stabiliseer? Want in daardie gevoel lê die verskil tussen bloot beweeg en doeltreffend beweeg.